Right, welkom terug graad 12's. In hierdie tweede deel gaan ons kyk nommer 1 na die pH-vlakke en soos ek sê termoregulering. Maar right, kom ons kyk net eers hierso. Ons weet ons niere is betrokke by pH-vlakke beheer. Nou daar kan een van twee dinge gebeur as jou bloed nou nie die normale pH behou nie. Of die bloed pH kan daal, met ander woorde dit raak te suur, of die bloed pH kan styg en dit raak dan te alkalies. Nou indien jy sit met 'n suur bloed, wat gewoonlik beteken as jy te veel waterstof-ione teenwoordig in jou bloed. Nou kom ons kyk net gou weer na hierdie prentjie hierso van die nefron met sy bloedvatvoorsiening of bloedvoorsiening wat julle hier het. Onthou dis mos die kapsel van Bowman, dan kry jy 'n proximale kronkelbuis, dan kry jy die dalende been, die lus van Henle, die stygende been, en dan kry jy die distale kronkelbuis wat hierdie laaste gedeelte is. As ons nou verwys na hierdie distale kronkelbuis wat jy daarso het, dan die vloeistof binne dit word verwys as mos na die filtraat. En die bloedvaatjies wat dit omring, alles hierdie wat julle sien hier, rooi bloedvaatjies, dis die bloedvaatjies wat dit omring. So dit is die twee rolspelers wat jy hierso het. So as jou bloed te suur is, beteken dat jy te veel waterstof-ione teenwoordig binne jou bloed. So die sekresie, onthou sekresie vind mos plaas vanaf die capillaris na die buise toe, die nefronbuise, en herabsorpsie is nou net maar die teenoorgestelde rigting. Nou, as daar te veel waterstof-ione in die bloed is, dan verhoog ons die sekresie van waterstof-ione na die filtraat toe. Met ander woorde, binne in die distale kronkelbuis in. Maar jy wil ook nie hê jou urine moet te suur word nie. So binne in jou filtraat sit jy dan met buffers, en daar's voorbeelde van 2 buffers. Dit wil sê wat die suuruitwerking gaan teenwerk, en daai waterstof-ione koppel dan aan hierdie buffers, en vorm dan waterstoffosfate en ammonium, wat natuurlik dan 'n minder van 'n suureffek gaan hê op die urine en dit dan nie problematies gaan maak vir die blaas en vir die ureter en vir die uretra nie. As jou bloed te alkalies is, dan gaan jy die sekresie van waterstof-ione verminder. Met ander woorde, jy wil weer meer waterstof-ione behou binne jou bloed en jy gaan ook minder bikarbonaat-ione herabsorbeer, want onthou bikarbonaat-ione maak mos 'n omgewing alkalies. So jy gaan minder daarvan herabsorbeer. So hierdie 2 prosesse gaan dan verantwoordelik dat 'n alkaliese bloed weer terug normaliseer na 'n meer neutrale bloed pH of 'n effens alkaliese bloed pH. Nou die belangrikste gedeelte van hierdie hele hoofstuk van homeostase is sekerlik termoregulering, omdat dit ook nuwe werk is natuurlik wat jy doen. Nou heel eerstens moet ons onderskei tussen 2 groepe organismes betreffend liggaamstemperatuur. En die eerste groep staan bekend as ektoterme diere of koudbloedige diere. En daar word ook na hulle verwys na poikilotermies toe. Okay, so dis al 3 sinonieme vir dieselfde ding, wat basies net verwys na organismes wat nie 'n konstante liggaamstemperatuur kan handhaaf nie. Hulle kan nie. En daai liggaamstemperatuur wissel dan na gelang van die omgewing se temperatuur, soos wat hierdie prentjie hier vir julle illustreer. As dit koud is, dan gaan hulle liggaamstemperatuur koud wees, soos wat julle daar sien. As dit warm is, gaan hulle liggaamstemperatuur warm wees, soos wat julle daar sien. En jou groepe diere wat val onder ektotermiese diere is visse, amfibieë en reptiele. Nou die prentjie wat julle hierso regs bo sien, daarso. Daai prentjie illustreer net vir julle verskillende maniere hoe die organisme actually hitte kan bekom en ook verskillende maniere hoe die organisme van dit of hitte kan verloor. En die maniere hoe hitte verloor kan word natuurlik is pyltjies wat wegwys van die liggaam af, soos wat julle daarso sien en soos wat julle daarso sien en soos wat julle daarso sien. En dit is konveksie, uitstraling, bietjie verkeerd gespel dan uitstraling en verdamping. Maar die 2 grootste maniere hoe daai diere hitte in die hande kry, hitte absorbeer van die omgewing, is natuurlik deur geleiding. Dit wil sê vanaf 'n warm oppervlakte waarop hulle gaan sit, soos wat jy in hierdie prentjie sien, en dan natuurlik ook soos wat hulle sonlig natuurlik absorbeer. So hierdie ektoterme diere het verskillende meganismes in plek om te help om hulle liggaamstemperatuur so konstant moontlik te hou. Okay, so as dit koud is, hoe om warm te word, en as dit warm is, hoe om koeler te bly. Nou, hierso sien julle een voorbeeld. As dit baie koud is, dan raak hierdie organismes gewoonlik donkerder van kleur, want as weer donker kleure absorbeer meer hitte. En as dit warm is, raak hulle meer lig van kleur, want dan reflekteer hulle meer sonstrale. Alright, en dan hou hulle dit ook vir hulle koeler. Hier sit jy ook met 'n situasie van 'n aanpassing as die omgewing baie warm is.
soos hierdie akedus wat hardloop oor die warm sand. Nooit sal al 4 sy ledemate gelyktydig aan die hitte raak nie, en sal ook sien sy stert word ook opgelig, so daar is so min as moontlik oppervlakte van hierdie organisme blootgestel aan hierdie warm sand. So hy alterneer het, as hy regs voor op die grond is links agter op die grond, en dan as hy weer hierdie twee lig, dan laat sak hy weer daai ene, en hy sak weer hierdie ene, maar nooit gelyktydig, is albei op die grond nie, en dit maak min as moontlik oppervlakte blootgestel aan die warm saintjies. En dan sit jy ook natuurlik met hierdie situasie, waar sekere ektoterme actually binne in die sand dieper en dieper kan gaan wegkruip, waar dit koeler natuurlik onder is, as wat dit bo is. En hierso kry jy ook 'n organisme, as toestande byvoorbeeld koud is daar sekere paras wat actually hulle self diep gaan begrawe, diep binne die grond in, tot toestande buite warmer word, en dan ontdooi die paras, en hulle oorleef actually deur in antivriesmiddel wat binne hulle bloed is. So oorleef hulle. So maar hierdie ektoterme organismes moet allerlei aanpassings hê, omdat hulle nie 'n konstante liggaamstemperatuur kan handhaaf nie, en dit wissel na gelang van die omgewing se temperatuur. En dan as tweede groep organismes is wat ons bekend staan as die ektoterme diere of warmbloedige diere. Dis die groep waar natuurlik ons onderval, né, want ons val ons onder soogdiere. So nie net soogdiere nie, maar ook voëls. Nou daar word ook na endotermies of warmbloedig verwys na homeotermies toe. So dis weer 3 sinonieme wat al 3 na dieselfde situasie verwys, naamlik organismes wat 'n konstante liggaamstemperatuur kan handhaaf ten spyte van veranderinge in die omgewing se temperatuur. En dit moet gedoen word. Jou liggaamstemperatuur moet gehandhaaf kan word, omdat ensieme baie sensitief is vir temperatuurveranderinge en actually kan denatureer, soos wat julle hier sien op hierdie grafiek, as temperature verby die optimum temperature gaan, waarby ensieme kan funksioneer, kan hulle actually denatureer, afbreek, en dis hulle vorm en funksie verloor. En ons weet hoe belangrik ensieme in ons liggaam is, waar hulle betrokke is by kataboliese en anaboliese reaksies. So as jy hulle verloor, sit jy met 'n groot probleem in die liggaam. En natuurlik is selrespirasie 'n groot bron. Hierdie diere is baie meer aktief ook. So omdat hulle meer aktief is, respireer hulle baie meer, en daai respirasie is dan 'n bron van addisionele hitte. En dit help om 'n temperatuur te kan handhaaf by min of meer 36-37 grade Celsius. Kyk, dan moet ons natuurlik ook weet van verskillende maniere hoe die menslike liggaam hitte gaan verloor, want ons gaan nou meer spesifiek toespits op die termoregulering by mense. So, daar's uitstraling waardeur ons hitte kan verloor. Uitstraling is net die verlies van hitte van 'n warmer voorwerp na 'n kouer omgewing toe. Dan natuurlik ook verdamping se maniere om ons hitte verloor. En dis vloeistof wat vanaf ons oppervlakte verander van 'n vloeistofvorm na 'n gasvorm, wat ons dan in die proses afkoel. Maar daai kom teen 'n prys, en dit is natuurlik hitteverlies. En dan konveksie ook, omdat ons warmbloedig is, het ons 'n hittelaag al om ons. En wanneer lig ons waai, dan word daai warm lug vervang met koeler lug. En dit wil sê, ons verloor dan hitte in daai proses ook, wat bekend staan as konveksie. En dan nog enetjie is geleiding. Dit is natuurlik kontak met 'n koeler oppervlakte. Soos jy wat in 'n klas instap en dan gaan sit op 'n koue stoel, en dan sien jy agterkom daai stoel raak warm met verloop van tyd. Dit is wat geleiding is. Of jy klim in 'n lekker koue bed in die winter, maar dan raak hy kombersies, na 'n kort tydjie raak dit lekker warm van jou liggaamshitte af, wat afgegee word na die kouer voorwerp toe. Dit is geleiding. So ken maar net asseblief hierdie verskillende definisies of verskillende maniere hoe die menslike liggaam hitte kan verloor. En dan natuurlik, as ons gaan gesels oor termoregulering by die mense, is dit dan goed dat jy dan so ietsie weet van die vel. Nou heel eerstens, die vel bestaan uit 2 lae uit. Jy het 'n klomp lae epidermale selle, wat saam dan bekend staan as jou epidermis. En hierdie tipe epiteel wat hierso voorkom, is ook 'n voorbeeld van oorgangsepiteel. Dit begin met kubusepiteel, en na mate jy boontoe gaan, verander dit in plaveisel-epiteel. En dis waarna verwys word as oorgangsepiteel, as ons praat van die epiteel van vel. Nou behalwe die epidermislaag, is daar 'n laag onder die epidermis, baie dikker laag wat bekend staan as jou dermis. En dis hier binne hierdie laag, waar jy sit met 'n geweldige klomp reseptore. Hier is voorbeelde van reseptore wat jy so het. Meissner en Pacini, maar daar's 5 tipes reseptore wat voorkom in jou vel. En onder andere reseptore wat sensitief gaan wees vir koue en hitte, waaroor ons nou sal gesels. So behalwe die reseptore wat in jou dermis voorkom, is natuurlik oppervlaks bloedvate, alles hierdie rooi en blou wat jy sien. Daar's natuurlik epidermale hare. Al is die hare
lyk asof hulle in die dermis geleë is. Jy moet onthou, kyk maar net na daai laagie. Hulle word nog steeds omring deur epidermis selle. So hare is eintlik epidermaal van oorsprong, al lyk dit asof dit dermaal geleë is. So hou daai net in gedagte. Dan ook belangrik is, daar sit so spier. Daar sal jy ook die spier sien. En daai spier speel ook 'n rol tydens termoregulering. Mag miskien nie so effektief wees soos die ander meganismes nie, maar dit speel beslis 'n rol. Dan natuurlik kom maar oliekliere ook voor in ons vel. Daai spiertjies staan bekend as 'n erectorspier, so van interessantheid. Daai sweetkliere wat jy het, as sweetbuise, en daar waar hulle open op die oppervlakte staan bekend as jou sweetporee. Hierdie gedeelte van die hare wat natuurlik uitsteek bo jou vel, dis jou haarskag. Hierdie onderste gedeelte staan bekend as jou haarfollikel. Daar aan die onderkant is ook haarwortels. Onder jou dermis is daar 'n laagie vetweefsel. En dit staan bekend as subcutaniese, want cutaan verwys na jou vel toe. So onder is sub, so dis jou subcutaniese vet laagie wat daar sou ook voorkom. So kyk maar net so 'n bietjie na die vel ook, dat jy jou 'n bietjie vertroud kan maak met hoe die vel ook lyk. Nou as ons praat van termoregulering, is daar 'n paar belangrike feitjies wat jy net moet weet. Nommer 1 het ek eintlik reeds vir julle genoem, en dit is dat daar termoreseptore in ons vel is wat temperatuurveranderinge optel. Dan word impulse na die hypothalamus gedeelte van die brein gestuur. Okay? Jou brein sal eers probeer om jou temperatuur, daar moet 'n ekstra e inkom, né? Maar julle is mos baie slimmer as ek, om jou temperatuur onwillekeurig te beheer. Die hypothalamus wat impulse stuur vir betrokke effektore soos oppervlaksbloedvate, wat jy hier natuurlik by nommer 1 sien, sweetkliere wat jy hier by nommer 3 sien, skelet wat jy hier by nommer 4 sien, en haarspiere wat jy hier by nommer 2 sien. So ja, so dit is die proses wat gevolg word. En dan as onwillekeurige aksies nie genoeg is om jou temperatuur te reguleer nie, dan skop willekeurige aksies in. En voorbeelde daarvan, as dit warm is byvoorbeeld om jou klere te verwyder, om iets kouds te drink, of om 'n venster oop te maak, of 'n airconditioner aan te sit, ensovoorts. Of ander aksies, willekeurige aksies, as dit koud is, kan wees om nog klere aan te trek, om iets warm te drink, of om voor 'n verwarmer te gaan sit. Maar ons gaan ons nou toespits op hierdie onwillekeurige aksies, as gevolg van impulse wat vanaf die hypothalamus na effektore toe gestuur word. Alright, so die eerste situasie waarna ons gaan kyk is as temperature daal. Kyk, hy termometertjie raak baie koud, die ouetjie sit in beheer daar so. So as temperature daal, dit wil sê onder jou liggaamstemperatuur, so maar 36 tot 37 grade Celsius. Sodra dit laer as dit gaan, dan gaan daar reseptore wat bekend staan as die liggaampies van Krauss binne die vel, gaan dan daai temperatuurverandering waarneem. Impulse gaan gegenereer word, en dan gaan daai impulse na die termostaat van jou liggaam, naamlik die hypothalamus in jou brein, gestuur word, wat jou hitteproduserende meganismes gaan initieer, deur impulse te stuur vir sekere effektore toe. En een van die effektore is natuurlik jou velbloedvate, die gladde spiere van jou oppervlakkige velbloedvate. En dit gaan vernou. Ons praat van dit as vasokonstriksie. En dit gaan veroorsaak, as hulle dan vernou, beteken dat minder bloed gaan naby jou oppervlakte vloei. En die bloedvloeiroete kan ook herlei word, soos wat julle hier sien. Alles om te keer dat daar minder bloed naby die oppervlakte is, sodat jy minder hitte kan verloor, as natuurlik as gevolg van uitstraling na die omgewing toe. Die tweede ding is, jou skeletspiere gaan gestimuleer word om baie bitter vinnig saam te trek en te verslap, wat ons noem bewerasies. Dit gaan natuurlik forceer dat die respirasietempo toeneem, en ons weet mos 'n produk van respirasie is hitte. Is daai ATP wat hitte is. En dit verhoog dan die hitteproduksie. En die derde effektor wat geraak gaan word, gaan jou tiroïedklier wees. Dis nou hy wat hier so sit. En jou tiroïedklier skei die hormoon tiroksien af. En daai tiroksien verhoog selmetabolisme, met ander woorde selaktiwiteit. En dit lei tot verhoogde energie of hitteproduksie. En hierdie drie meganismes saam, natuurlik dra by tot die grootste styging in liggaamstemperatuur. 'n vierde ding wat ook plaasvind, maar nie regtig so effektief is nie, is dat daai erectorspiertjie daarso gaan saamtrek. En wanneer hy gaan saamtrek, met ander woorde hy verkort, dan trek hy hierdie haartjie, gaan dan regop staan soos hier so staan. En omdat daai haartjie natuurlik gaan druk in jou epidermis, wanneer hy gaan lig, gaan dit so 'n hobbeltjie vorm, wat natuurlik bekend staan as hoendervleis. So hierdie 4 meganismes, maar hierdie 3 hoofsaaklik, en hierdie een in 'n baie minder mate, gaan veroorsaak dat jou liggaamstemperatuur dan styg, en hierdie aanvanklike daling gaan dan herstel word of teengewerk word.
Nou aan die ander kant as temperatuur weer styg, jy sien die sonnetjie raak lekker warm. Met ander woorde jou temperatuur styg bo jou homostatiese temperatuur van 36 grade Celsius. Dit styg bo dit. Dan is daar spesiale reseptore in jou vel wat bekend staan as jou liggaampies van Raffini. En hulle gaan dan impulse genereer en daai impulse gestuur word vir die hypothalamus. Onthou jou hypothalamus sit mos reg bokant jou hipofise. En daai hypothalamus gaan weer impulse stuur weer vir die effektore betrokke, naamlik die gladde spier van jou bloedvate. En in hierdie geval gaan hulle verwyd. Nou hier praat ons dan van vasodilasie. So met ander woorde die deursnit gaan vergroot wat gaan toelaat dat jy meer bloed naby die oppervlakte van jou vel het. En dis ook waarom jy rooierig raak wanneer jy oefen natuurlik jou oppervlakkige bloedvate wat verwyd. So nou sien jy meer slagare onder jou vel, is dit makliker om hy slagare te sien. En dit gaan veroorsaak dat meer hitte, omdat daar meer bloed naby jou oppervlakte is, dat jy meer hitte weens uitstraling gaan verloor na jou omgewing toe. Okay, so meer hitteverlies as gevolg van uitstraling en verdamping. Die tweede ding is natuurlik wat gaan gebeur is, jou sweetkliere, omdat daar ook meer bloed is, gaan daar meer plasma wees wat afgegee kan word aan jou sweetkliere, sodat hulle daai water kan gebruik om natuurlik meer sweet te produseer, wat as dit op jou vel kom, wat natuurlik gaan verdamp, en dit koel jou ook af. En dan die derde ding wat gebeur is, jou tiroïedklier word natuurlik gestimuleer om nie meer tiroksien vry te stel nie, of die tiroksien vrystelling te inhibeer, minder tiroksien vry te stel, sodat jou metabooliese aktiwiteite van jou selle verlaag en dan minder hitte produseer. En daai drie meganismes gaan natuurlik bydra tot jou liggaamstemperatuur wat daal, en dan is jy weer in 'n homeostatiese lieflike 36-37 grade Celsius, en almal is gelukkig, veral jou ensieme. En dit is die werk wat homeostase aanbetref. So as jy enige vrae is, sit dit maar net onder in die comments area. Lekker leer hoor.